Goeiemôre geliefdes, baie welkom by ons derde episode van Jesus maak ons heel. Ek hoop dat julle die reeks saam met ons geniet en dat julle regtig waarde vind daarin, veral in 'n tyd soos hierdie, wat mense eintlik gedwing word om 'n bietjie dieper te gaan delf. Nou verlede week het ons begin gesels oor die val self, en hierdie week gaan ons nog 'n bietjie dieper daarin gaan, en ons gaan spesifiek gesels oor hoe hierdie val self ontwikkel. Nou, vir dit om heel mees sinvol te wees, moet 'n mens ook gaan kyk na Johannes 8 vers 31 tot 36, en dit kan jy sommer op jou eie tyd net gaan deurlees en dalk 'n bietjie stil staan daarbey tot volgende week se episode. Nou, hierdie kwessie van die val self is regtig een van die grootste struikelblokke in ons verhouding, nie net met ander mense nie, maar ook met God. In 'n tyd soos hierdie, wat ons eintlik die hele tyd met maskers rondbeweeg, is dit nie vir ons so vreemd nie, maar as ons aanhou leef met hierdie vals self op ons voorfront, dan is dit eintlik asof ons permanent leef met 'n masker wanneer ons voor God staan. Nou, ons hele doel is eintlik om net ons ware self te word, nie net voor ander mense en vir ander mense nie, maar ook spesiaal vir ons verhouding met God, want ons is tog so geskep om heeltemal totaal ons ware self uit te leef. Nou, dit is baie belangrik vir elkeen van ons om regtig te gaan soek na waar hierdie vals self begin ontwikkel het. En dit is nie noodwendig 'n maklike taak nie, en 'n mens moet tog 'n bietjie werk in dit insit, maar dit is tog so waardevol. Iets wat miskien baie kan help is as 'n mens aan die begin van so 'n reis jou lewenspad net 'n bietjie gaan teken of gaan neerskryf. Want een van die plekke waar hierdie vals self begin ontwikkel is selfs so vroeg soos as in ons kinderdae. Nou baie keer wat gebeur is, enige traumatiese gebeure in ons lewe hak so al vas in ons menswees en dit veroorsaak 'n diepe wond. En elkeen van ons het verskillende wonde, en as gevolg daarvan gryp ons na verskillende maniere om eintlik te oorleef. Nou, hierdie oorlewingsmeganismes kan hulle uitdrukking in verskillende maniere vind. Dit kan lyk soos aggressie, dit kan lyk soos angs, of dit kan selfs lyk soos sarkasme. En wat ons dan ook doen saam met dit is ons gryp na goed wat eintlik op die oog af goed lyk, goed soos kos of prestasie of werk vir die kerk. Ons gryp na hierdie goed om eintlik ook net onsself te laat veilig voel. Maar niks van dit dra eintlik by tot wie ons waarlik is nie. Nou, in hierdie teksgedeelte is Jesus eintlik besig om die disippels te konfronteer met 'n vals self waarvan hulle nie eers bewus is nie. So hulle sê vir hom, hulle is die kinders van Abraham en hulle was nog nooit enigiemand se slawe nie. En wat hy eintlik vir hulle sê is, hulle is slawe en hulle is vasgevang in hierdie valse identiteit. Nou, dit is, soos wat ons verlede week gehoor het, ook 'n gevolg van sonde, maar is ook iets wat ons aanhou eintlik aanbou, ons hele lewe lank. Ons is besig konstant om hierdie vals self op te bou, en is deel van ons menswees, is deel van ons DNA. Nou, verskillende dinge in ons kinderjare, goed soos geskeide ouers, of die dood van 'n ouer, of die verlies van miskien 'n broer of 'n suster, groot dinge tot selfs miskien dinge wat kleiner lyk, iemand wat jou eens op 'n tyd dalk beledig het. Hierdie tipe goeders bou in tot die vorming van ons vals self. So, dit is nie noodwendig nodig om vreeslik te gaan soek na elke geleentheid waar iets kon bydra tot jou vals self nie, maar dit is tog so belangrik om terug te gaan op jou lewenspad en te gaan kyk, waar was daar oomblikke waar hierdie vals self gevorm is. En die doel uiteindelik is om al meer en meer hierdie goed in die oë te kyk en om meer en meer daarmee te doen te kry en dan uiteindelik ons ware self te ontdek. Al hierdie dinge, ons vals self en die meganismes wat ons gebruik om te oorleef, spreek eintlik ook maar net tot daai 3 basiese behoeftes van aanvaarding en beheer en veiligheid. Nou, ons gryp so na hierdie behoeftes op verskillende maniere, maar soos wat hierdie reeks ons ook help om te besef, God is die enigste een wat dit kan vervul.
En hoe meer ons aanhou om te gryp na hierdie dinge op maniere wat eintlik net ons vals self opbou, hoe verder beweeg ons weg van ons ware self af. Nou, ons dink dalk dit is net belangrik vir verhoudings met ander mense, maar groot teoloë en mense wat al jare lank met hierdie goed werk, vra belangrike vrae hieroor. Iemand soos Augustinus het baie lank terug al gevra, hoe kan ek enigstens vir God ken as ek nie myself ken nie? En saam met hom het iemand soos Johannes Calvijn ook gesê, ons totale kennis en ons totale wysheid is eintlik maar net hoe goed ons vir God ken aan die een kant en hoe goed ons onsself ken aan die ander kant. So as ons wonder, wat is die waarde daarvan om regtig te gaan terugkyk op ons lewens, om te kyk, waar het ek wonde opgedoen? Waar het ek my vals self gevorm? As ons ooit wonder, hoekom moet ek dit doen? Hoekom moet ek myself amper weer deur dieselfde pyn gaan sit? Dit is ten diepste oor ons verhouding met God. Want ons doel is immers nie om te leef met 'n masker voor God nie. Ek hoop dat hierdie vir jou die vrymoedigheid sal gee om regtig te gaan terugkyk na waar jy wonde ontwikkel het. En dan verder moet jy dalk ook jouself afvra, wat het jy gebruik om hierdie wonde mee toe te maak? Hoe het jy hierdie wonde hanteer? Het jy dit geïgnoreer? Het jy probeer om dit toe te maak met prestasie? Wat is die maniere wat jy gekies het om jou wonde en jou pyn te hanteer? En dan verder kan jy gerus ook gaan kyk na die stukkie wat ons op die website sal sit. En daarin sal jy ook 'n bietjie huiswerk hê wat jou kan verder begelei op hierdie reis. Ek hoop ons sien jou volgende week weer en dat jy groot waarde vind in die feit dat Jesus die enigste een is wat ons heel maak en wat in ons basiese behoeftes voorsien. Totsiens.